Ja, hartlike goeiemôre, beloveds, vriende, familie, kennisse. Wat 'n mooi môre. Wat 'n mooi môre. Dit is nie warm hier buite nie, dit's 'n bietjie van 'n wolkie in die lug. Maar ek is die Here innig dankbaar vir hierdie dag. Dis die dag wat die Here gemaak het en ons moet daarin bly wees. Amen. Ja, dit is Saterdag en baie het plannetjies vir hierdie dag, baie het baie werk vandag, dink spesiaal aan die sekuriteit, die nurse of die mediese personeel, korrektiewe dienste, Suid-Afrikaanse polisie, brandweer, die verkeersdepartemente. Ja, daar is mense wie vandag werk en aan hulle wie werk wil ek graag sterkte toewens en vir hulle sê dat die Here is nog steeds ons hoop. Hy gee vir ons krag om die dag te begin en hy is die God wie ons, amen, beskerm, bewaar en baie krag gee. Nou ja, my geliefde vriende, kollegas en broers en susters van hierdie evangelie, dit is vandag vir my 'n groot voorreg om u te groet, maar voordat ek vandag so stukkie woord gaan deurgee, wil ek hê u moet saam met my hierdie koortjie geniet. Moet niks terughou nie. Dit was 'n moeilike week. Tot en met gister het hy die swaarhede van hierdie week geervaar. Ek kan saam met jou relate. Moet niks terughou nie. Geniet hierdie koortjie. Die Here is my herder. Lekker crew sing hierdie koortjie en kom ons Jabula vir die Here en daarna as ons terugkom, gaan ons die woord van die Here geniet. Die Here seën u tot dusver. Kom, geniet hierdie koortjie. Die Here is my herder.
Ja, ek hoop u het hierdie koortjie lekker saam gesing. Lekker saam die Here geprys. Goeiemôre Justin. Die man van die Here altyd wonderlik ingeskakel. Die Here seën u in hierdie dag saam met u familie, u vroutjie en die kinders. My gebed is dat die Here u ook wonderlik sal onderskraag en ondersteun. Halleluja. Baie dankie vir die ondersteuning altyd op hierdie blad. My liewe vriende, kollegas, ja, vandag wil ek praat net vir 'n kort tydjie oor hierdie tema, soos wat die koortjie heiliglik of net uitgegaan het. Die Here is meer. Dawid skryf hierdie Psalm in Psalm 23, and what I love about this piece of scripture is he expresses his feelings, his feelings towards God. He makes it known that there's only one shepherd that can do what no other shepherd can do. And then he says that God in Psalms 23, my shepherd, and I'm reading out of the Message translation, and he writes it like this: God, my shepherd, I don't need a thing. You have bedded me down in just meadows. You find me quiet pools to drink from. True to your word, you let me catch my breath and send me in the right direction. Even when the way goes through death valleys, I am not afraid, David says. When you walk at my side, your trusty shepherd's crook makes me feel secure. You serve me a 6-course dinner right in front of my enemies. You revive my drooping head. My cup brims with blessings. Your beauty and love chase after me. Every day of my life, I am back home in the house of God for the rest of my life. That is the Message translation. Die weergawe wat ons ken en uit ons kop uit kan opsê, is die 33 vertaling wat sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei die Here my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade, weer niks sal my onheil vrees nie, want die Here is met my. Dis die gedeelte wat ons vandag, halleluja, uit die 33 vertaling ken. En ek wil graag net praat. Ek wil nie die hele teksvers oor praat nie, maar ek wil net hierdie eerste gedeelte wat Dawid so belangrik ag om heel eerste op sy psalmdigter te noem. Die Here is my herder. Wat belangrik is, my liewe vriende, is dat ons moet weet wie ons herder is. We need to know who our shepherd is. Ja, daar's baie leiers daar buite. Daar's baie forme van leiers daar buite. Ja, there's a lot of them.
with a message. And every message of such a leader, it differs. Hulle verskil by baie kere. Maar as ons wie God ken, dit so sien soos Dawid dit sien vandag, die Here, wie ons maker is, die Here, wie ons skepper is, die Here, wie ons deur die moeilike tye dra, die Here, wie se oor na ons gebede gerig is, die Here, hy is ons herder. Is dit nie wonderlik om te weet nie, my liewe vriende, dat al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, is hierdie leier of hierdie herder, is hy saam met ons. Wanneer jy in moeilikheid verkeer, my liewe vriende, kan jy net roep en op die Here se naam kan jy staat maak. Want hy is 'n God van baie naby. Hy hang nader aan, my liewe vriend, as jou broer, jou suster, jou vrou, jou man. Hy is baie nader aan die dood as wat jy kan dink vandag. Dit is wie ons herder is. En selfs wanneer die dood ook sy skare weer gooi, dan is die herder daar. Om te sê, dood, waar is jou angel? Hierdie herder, my liewe vriend, wat ek vandag oor wil praat en aan jou bekendstel, is die herder wie nie sy oor wegdeins van die geroep van hulle wie hom hulp soek nie. Ja, hy is daar wanneer ons hom nodig het. Maar die probleem is, my liewe vriend, en die vraag wat ek vandag wil vra, het ons nie die Here nodig wanneer ons hom nodig het? Het ons nie die Here nodig wanneer ons in moeilikheid verkeer? Maar kan ons ook saam getuig en sê dat ek die Here nodig in goodness and in bad times? Ek het die Here nodig wanneer dit met my goed gaan. En selfs wanneer dit met my sleg gaan, het ek die Here nodig. Ek wil nie die Here net dien in sekere seisoene nie. Nee, ek wil die Here dien ten alle tye. Dis waarom dit belangrik is, my liewe vriende, dat ons nooit dit uit die oog verloor om die Here nooit te wil soek nie. Hy sê, hy is nader aan hulle wie gebroken is van hart. Hy versterk hulle wie swak word. En dis waarom ek vanoggend vir u hierdie boodskap wil los. In hierdie korte boodskapie wat ek vir u wil gee in hierdie dag, Saterdag. Moenie vergeet wie jou herder is nie. Hy is nog steeds die God op wie ons kan vertrou. Mag die dag vir u geseënd wees, mag jy 'n mooi dag hê en ek glo dat die Here se genade vergeesel vir u. Mag sy krag aan julle bekend word in goed en in slegte tye. Die Here seën vir u. Amen.